Wel, die groot ekonomiese storie die afgelope paar weke, maande miskien selfs al, is natuurlik wat gaan Donald Trump volgende doen? Hy het kort elke dag het hy een of ander aankondiging en hierdie week wat nou kom is daar 'n groot en 'n baie belangrike aankondiging en dit het te doen met heffings, sogenaamde tariffs wat Donald Trump nogal voorstaan. En hierdie week gaan hy aankondig oor die verskillende tariffs. Hy het al 'n paar van die goeders het al reeds genoem, invoerheffings soos byvoorbeeld 25% op Kanada en op Mexico en op Europa ook. Maar vir Suid-Afrika is dit baie belangrik want Suid-Afrika kry voordeel uit die sogenaamde AGOA wetgewing. AGOA staan vir Africa Growth Opportunity Act. Dis 'n eensydige ooreenkoms tussen Amerika en 'n klomp lande in Afrika en dit beteken as jy 'n paar dinge doen, dan kan jy uitvoer na Amerika sonder hierdie verskillende tipe van heffings. Nou die vraag is eintlik en ek is nie seker daaroor nie. Hierdie AGOA waar ons nou sekere voordele uitkry, beteken dit nou as daar nou heffings ingestel word vir die res van die wêreld, dat Suid-Afrika dan nou ook heffings gaan kry? En die antwoord is ek weet nie, maar ek dink hierdie week gaan ons 'n bietjie meer duidelikheid daaroor kry. Nou AGOA staan vir twee goeders hoofsaaklik. Die een is die landbouprodukte wat ons uitvoer na Amerika toe, wat natuurlik baie goed is vir ons landbouproduksie in die land en natuurlik winsgewendheid van ons boere. En die ander een is die motorbedryf in Suid-Afrika. Die motorbedryf is natuurlik baie belangrik. Ons voer baie motors uit na Amerika toe en dit is reeds daardie bedryf wat Donald Trump wil terugbring na Amerika toe. Hy stel nou allerlei heffings in. En die vraag is nou inderdaad of hy hierdie heffings gaan instel op Suid-Afrika se motorbedryf en of hy dalk Suid-Afrika gaan afskop van die AGOA ooreenkoms. Nou ek het so 'n paar vinnige sommetjies gemaak en volgens my berekenings lyk dit vir my asof AGOA indien en nou praat ek nie van addisionele heffings nie, ek praat maar net van AGOA. As hy Suid-Afrika afskop van AGOA, gaan dit waarskynlik so 0.2% laer ekonomiese groei tot gevolg hê. 0.2% klink miskien nie baie nie, dit is sekerlik ook nie baie nie, maar 'n ekonomie wat beswaarlik groei. Onthou verlede jaar het ons 0.6% gegroei. Die hele ekonomie vir die hele jaar. Hierdie jaar reken ek so 1%, ek dink nie ons gaan 1.9 sien of 1.8 sien wat die minister sê nie. So as ons praat van sê nou maar 1% ekonomiese groei en jy verloor 0.2 daarvan, dan is dit nogal 'n groot hap uit ekonomiese groei vir Suid-Afrika. So AGOA op sigself gaan natuurlik as ons daar afgeskop word 'n groot en 'n negatiewe impak op die ekonomie hê. Bo dit alles mag jy miskien addisionele heffings instel op Suid-Afrika en dit gaan natuurlik 'n groter impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie hê. En ons weet almal dat die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is nie baie goed nie. En indien hy nog verdere sanksies teen Suid-Afrika gaan instel, en daar is sulke goeders, hy kan byvoorbeeld besluit om Suid-Afrika te sanksioneer wat finansiële instrumente aanbetref. Hy sê byvoorbeeld, sy batebestuurders mag nie Suid-Afrikaanse staatseffekte koop nie, en indien hy dit sou sê, dan beteken dit dat 'n klomp allerlei nare goeders gaan met Suid-Afrika in die ekonomie gebeur. So hierdie week is baie belangrik en dit hang alles af van daai oranje ou en wat hy gaan besluit daaroor. Dit is in volgende week as ek bietjie meer duidelikheid het, sal ek daaroor verder gesels.